besig met die lering aangaande 1 Petrus. Dit is 'n geruime tyd wat die Here met ons deel, maar ek wil dit graag inskakel met dit wat ons verlede week oor gesels het tydens ons fees wat ons gehad het. En ons het die voorreg gehad om by die skoolsaal by mekaar te kom, omdat ons gebou op die stadium nog bietjie klein is. Ons dank die Here vir die guns wat hy vir ons gegee het om die feesdae te kon hou. En wat 'n awesome tyd het ons nie gehad in teenwoordigheid van die Here nie. Amen. Vrydag het ons die kruisiging van Jesus gevier en wat 'n mylpaal. Was dit nie vir die kruis van Jesus nie, waar sou ek en u gewees het vandag? Genade gevind dat Jesus vir ons kom sterf het. En dan Sondagoggend die opstanding, dat hy die dood oorwin het, en dat ons saam met Jesus kan sê, dood, waar is jou angel? Die dood kon hom nie vashou nie, Jesus het die dood oorwin, en daarom kon ons saam met hom opstaan en saam met hom lewe. En dan Saterdagoggend se uitreiking ook, of Saterdagmiddag, die voorreg wat ons gehad het om die Jesus Mars te kon hê, en saam met hom te kon loop, en ons area te kon gaan bedien, en soveel mense wat gekom het om bediening te ontvang hier in Redan. Wat 'n voorreg om dit ook te kan doen. En mag dit nie net 'n eenmalige gebeurtenis wees nie, maar in jou en my elke dag lewe, mag ons Jesus nie net op Pasga, Paasfees vier nie, maar elke dag. Gekruisig, opgestaan, en dat hy lewe vir u en my. So verlede week het ek het u gekyk tydens opstanding, en ek het so 'n bietjie met u gesels oor die man wat verlam was by die bad van Bethesda. Wat vir 38 jaar vasgevang was in sy omstandighede, wat gelê het daar by die bad van Bethesda, wat sy omstandighede hom so vasgehou het, dat hy nie kon vrykom nie. En dan sien ons hoe dat Jesus daar verbyloop, en sien dat die man daar lê. So eerstens, Jesus het hom gesien. En verlede week het ons dit genoem, dat Jesus jou en my ook raak sien, te midde van ons omstandighede. En dan kom Jesus en hy vra vir hom, wat wil jy hê, wat kan ek vir jou doen? En ongelukkig as gevolg van daardie man se omstandighede, hoor hy nie dadelik wat Jesus vra nie. Want hy is so vasgevang in sy omstandighede van 38 jaar, dat hy sê, Here, ek lê al hier 38 jaar, en als niemand wat my in die bad kan tel, en Jesus vra eintlik vir hom, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Maar sy omstandighede, sy verlede, bind hom so vas, dat hy nie hoor wat Jesus vra nie. En dank die Here dat Jesus die kenner van die hart is. Jesus vra vir hom, wat moet ek vir jou doen? Wat wil jy hê? Hy sê, Here, dat ek mag gesond word, dat ek mag loop, my vertaling. En Jesus sê vir hom, staan op, tel op jou mat, jou bed, en loop. En op daardie mandaat, op daardie woord wat Jesus vir hom gee, tel hy sy bed op, en hy loop, en God doen vir hom 'n bonatuurlike wonderwerk. En so kan ek en jy ook vandag weet dat Jesus ons sien, en dat wanneer hy vir ons vra, wat het ons nodig, wat wil hy hê moet hy vir ons doen, dat ons in sy krag kan opstaan. So ek het met u gesels oor daardie onderwerp, los jou matras. Want vir 38 jaar was hy op sy matras, by die bed van Bethesda, by die bad van Bethesda, vasgevang in sy omstandighede. En ek en u moet op 'n plek kom waar ons baie keer daai matras wat ons vashou by ons omstandighede so bietjie moet los, sodat ons kan opstaan in die krag van die Here en kan vrykom. En daai matras wat ons moet los, stel voor jou verlede, jou omstandighede en baie keer ook ons hede, ons situasie waarin ons vandag vasgevang is. So vandag wil ek aangaan en ek wil ook met u gesels oor daardie groot vraag. En ek wil dit inskakel by 1 Petrus hoofstuk 3 van vers 11 waarmee ons besig is. Die groot vraag, wanneer ek opgestaan het en my matras los, wat dan? Waarheen dan? Ek kan sekerlik nie net daar rond staan en nou maar rondwandel en wat nou? Ek het nou opgestaan, ek het my matras, hy lê daar, wat nou? So kom ons gesels vanmôre so 'n bietjie daaroor.
Want dit is belangrik dat jy die regte rigting ingaan. Dat jy die regte dinge doen, nou dat jy opgestaan het en jou matras gelos het. 1 Petrus hoofstuk 3, kom ons lees van 'n vers 10 af, net in herinnering, wat het ons oor gesels, en om meer aan te gaan. En vers 10 sê dieselfde, of die volgende, hy sê, want wie die lewe wil lief hê, en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar. Sê saam met my, sy tong bewaar, vir wat verkeerd is, ons het daaroor gesels, en sy lippe, dat hulle geen bedrog spreek nie. Jy sien, die God wat ons dien is 'n soewereine en 'n heilige God, en hy wil hê dat ek en jy ons mond en ons tong moet bewaar teen bedrog, teen leuns en teen negativiteit. En dan vers 11, hy moet afwyk van wat verkeerd is en doen wat goed is. Ons het daaroor gesels, maar vanmôre wil ek fokus op die volgende paar woordjies. Highlight dit in u Bybel. Hy sê, hy moet vrede soek en dit najag. En ons het al so 'n bietjie geraak aan vrede, maar ons gaan so 'n bietjie dieper ingaan. Hy moet vrede soek en dit najag. Sê saam met my, vrede soek. Hy moet vrede soek. Nou, wanneer ons hierdie versgedeelte oopbreek, en ek gaan net so 'n bietjie woord vir woord na kyk, en ek wil hê ons moet kyk na die woord soek vanmôre. Want as ons kyk na die woord soek, dan is die woord soek, dit spreek van 'n aksie wat geneem moet word. Wanneer jy iets soek, moet jy iets doen. En in die konteks van 1 Petrus 3 vers 10 beteken dit, ek soek na iets. So ek wil vanmôre se boodskap, se naam, die titel, ek wil 'n titel daarvoor gee, en ek wil sê, die soektog na verlore skatte. Die soektog na iets wat verlore is. Daai jagtog, daai soektog na verlore skatte. Nou wanneer daar iets naby aan jou hart is, wat waardevol is vir jou, en jy verloor dit, dan pla dit jou. Ek weet nie of dit vir u ook so is nie. So 'n paar weke gelede het ek my oorlosie verplaas. Nou, ek was seker my oorlosie was gesteel. Een aan my arm. Ek het hom gehad en hy's getrek op my telefoon en vir my is my oorlosie waardevol. Ek hou van my oorlosie. En ek kan onthou, ons was Alice Ras toe met 'n begrafnis en ek het die Vrydag my oorlosie gehad en van daar af is my oorlosie net weg. Ek kan onthou, ek het by die huis, ons was besig met die badkamer om hom so 'n bietjie te herbou en te renovate en ek het daar gewerk die eendag aan hom, maar van daar af kan ek nie lekker onthou waar het ek my oorlosie geplaas of waar is hy, maar weet jy, vir omtrent 3 weke het ek elke dag gesoek na my oorlosie. En elke dag het ek gedink aan wie kon my oorlosie gevat het. Ek's eerlik met julle. Want ek weet, ek het hom daar neergesit, of hy was daar, en dan wonder ek, sou dit miskien die een wees? Sou dit miskien daai een wees? Hoekom, waar, wie, niemand in my lewe sal tog steel nie. En dan dink ek, naderhand het ek my niggie gebel, en by wie ons oornag het en haar gevra, het my oorlosie dalk by julle agtergebly, dat toe ons daar gery het, dalk onder die bed ingeval, en sy het haar hele huisgesin gekry om te soek, en die oorlosie was nie daar nie. Ek het naderhand ons bediende en ons tuinjong gekry, en die oorlosie was nie by hulle nie, en my familie gekry in Elspark, ek was nie eens by hulle nie, maar laat hulle soek, is die oorlosie by hulle. Needless to say, die oorlosie was nêrens te vind nie. En ek het nou maar vrede gemaak. Sy, my broer, my swaartjie het so sleg gevoel, hy het myself gebless met 'n oorlosie, want my oorlosie is weg. Lang storie kort te maak, nou die dag, maak ek die kar skoon. Die kattebak. Want ons het met die kar gery. En die kar het so sy bakkie hier in die kant, waar jy mos nou altyd al die papiere en die blikkies en die goed indruk as jy nou ver ry. Julle weet mos hoe werk daai bakkie. En soos wat ek die kar uitpak, hierdie bakkie, haal ek die blikkies en die papiere uit, en ek voel hier onder lê iets. En toe ek daar onder vat, toe kom my oorlosie daar uit.
Nou sy battery was pap, so my telefoon het net gewys, die laaste keer wat hy geupdate het, was in Pretoria. Maar hier lê hy binne my kar in Meyerton, onder in die bakkie weggesteek. En ek het almal verdink en alles gevra en oral gesoek, maar ek kon nie my horlosie kry nie. Die rede hoekom ek dit vir jou vertel is, want ek het gesoek met 'n doel om hierdie horlosie te kry, en ek het sleg gevoel, ek was hartseer, ek was kwaad, maar ek kry nie my horlosie nie. En ek wil hier die voorbeeld gebruik, want Petrus praat hier, hy sê, hy moet vrede soek. En ek wil 'n Griekse woord gebruik in die oorspronklike vertaling, en die oorspronklike vertaling gebruik die woord zetesatu. En zetesatu is die woord wat sê, jy soek totdat jy vind. Jy soek sonder om op te hou. Jy soek met alles in jou, totdat jy kry wat jy wil hê. Nou jy kry 2 tipe woorde. Die eerste woord is die werkwoord, dis net zeteo. En zeteo is om te soek. Dis die werkwoord in sy oorsprong. Maar wanneer Petrus hier sê, hy sê, soek die vrede, dan is dit daai woord, zetesatu. Hy sê, ek sal aanhou soek, totdat ek dit kry. Jy sien, in jou en my lewe, wanneer ons daai matras neergelê het, en ons staan op, sê die Here vir jou en my, ook hier in 1 Petrus, ons moet soek, totdat ons kry. Wat is die eerste ding? Vrede soek. Nie vrede van die wêreld nie, maar die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Daardie vrede wat ander nie verstaan. Hoe kan jy te midde van omstandighede God nog steeds vertrou en vrede het nie? Te midde van 'n bankrekening wat dalk nie vol is nie, hoe kan ek sê God voorsien? Te midde van ekonomie wat hierdie stadium bietjie te mekaar is, God sal voorsien. Die petrol gaan op, maar ons gaan aanhou ry, want God sal voorsien. Hy het ons deurgedra, en hy sal ons aanhou dra. Hoekom? Want hy is die voorsienaar. Die geld raak nie meer nie, maar die petrol word nie minder nie. Hoekom? Want die Here voorsien. As die Here visies en broodjies kan vermeerder, en jy dien die Here, en jy kom kerk toe, kan hy mos jou petrol ook vermeerder. Maar jy moet lewe spreek. Ek weet van 'n verhaal van 'n evangelis wat in die veld was, wat bedien het, wat sy petrol disk, wat noem jy daai gauge op sy kar, toegeplak het met 'n papier, en ek dink dit was maande, nie petrol in sy kar gegooi het nie, en elke dag gery het, want God het vir hom voorsien en in stand gehou. Oral waar hy gery het, het hy in geloof gery. Benny, daai gaan nie werk nie, en nie as jy daais nie. Amen. Met ander woorde, hy het gaan bedien, hy het daai ding toegeplak, en hy het gery, hy het die evangelie verkondig. Hy het God vertrou. Dit was baie, baie lank. Ek kan nou nie die tyd onthou nie, maar dit was maande. En op 'n stadium, toe hy die ding afhaal, toe is die kar op empty. En toe sy oë sien, toe moes hy weer petrol ingooi. Maar die Here het weer voorsien dat hy kan ingooi. Maar dis die God wat vir ons voorsien. Ek weet nie hoe dit werk nie, maar die Here dra ons deur, jaar op jaar, dag na dag. Ons eet, ons stel gewig op, en dit gaan goed. Die Here voorsien. Nou hoekom sal hy ons nou los? Dis daai vrede waar jy aan vashou, en wat ons aanhou soek, te midde van, amen, vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Jesus sê, ek en jy moet dit soek, totdat ons dit vind. Die uitdaging wat ons baie keer mee sit, is die vrede waarvan ons praat, of waarna ons soek, lê baie keer weggesteek onder laag van onvergewensgesindheid en trots, wat afgebreek moet word. Ons, en ek wil dit met liefde sê, die meeste van ons is Afrikaners. Ons Afrikaner volk is 'n trotse volk.
En daar's ook goed daarin. Ek sê nie dis sleg noodwendig nie. Maar ons trots maak baie keer van ons dat ons sekere dinge nie wil hanteer nie. Dat ons sekere dinge nie wil doen nie. En dit maak baie keer dat ons onsself ook bind en vashou. En dan baie keer loop ons ook met ander dinge soos onvergewensgesindheid. Ons loop met bitterheid. Hierdie dinge is soos grondlaag. En alhoewel ons die vrede wil hê, is dit weggesteek onder hierdie laag, en hierdie laag moet afgebreek word. Soos wat ons laasweek gesê het, ons moet daai matras los. Baie van ons het die matras gelos, maar ons sleep die kussing van bitterheid saam. Ons het tot bekering gekom, en ons het vrygespreek, maar ons hou nog aan daai bitterheid vas, daai seer. Pastoor, ek sal vergewe, maar ek gaan nie vergeet nie. Dis nog 'n bitterheid, dis nog 'n eina, dis nog iets waaraan ons vashou. Jy sien, as jy die matras los en jy het opgestaan, beteken dit, ek moet alles by die voete van Jesus los. Ek moet hom vertrou om my omstandighede, my seer ook te hanteer. Ek kan nie vashou nog aan daai kussing of aan daai omstandighede, aan daai situasie nie. Ek kan nie die matras los vir 38 jaar en nog steeds loop en terugdink aan hoe dit was nie. As ek hom gelos het, moet ek my rug daarop draai en ek moet wegstap. Dis tog wat bekering is. Repentance, belydenis, bekering is, ek draai my rug op wat ek gedoen het en ek loop weg. Ek los dit. Ek breek daarmee. Jy sien, daai verlamde man, al het hy opgestaan, Jesus sê, tel op jou bed en loop. Met ander woorde, hy moes wegloop van die bad van Bethesda af. En die woord sê, en hy het Jesus gevolg. Hy het nie gebly by die bad van Bethesda nie. Ja, hy was gewoond aan die bad van Bethesda. Nou, dit staan nie in die Bybel nie, maar ek dink die volgende oggend toe hy opstaan, was dit dalk die gewoonte. Soos wat ek en jy dalk wakker word om die beker koffie te vat en dalk in die oggend koffie te drink. Maar baie van ons word wakker en wat soek jy eerste? Die telefoon. Party soek die skuwe. Hoopelik is dit nie dit nie, né? Hy het dalk wakker geword en gedink, met my matras, hy het nie geloop nie, maar hoe gaan ek by die bad van Bethesda kom, was dalk sy vraag. So hy oggend op wakker geword en besef, dis nie nodig nie. Ek kan my voete beweeg, ek is gesond, ek hoef nie terug te kom nie, maar die gedagte was dalk daar, want dit was 'n gewoonte, maar hy moes die gewoonte breek. Jesus roep jou en my om te deel met daai ander dinge wat so gewoond is om ons saam te sleep. Dink jy nie dit is tyd ook om met daai goede te deel nie? Ja, ons het die matras gelos, maar is dit nie nodig ook om die kussings te los nie? Is dit nie nodig om daai bitterheid en daai seer ook te los saam met dit nie? Ek wil iets met liefde en met respek deel vanoggend. Een van die tekens om te weet of ek regtig waarlik vrygespreek het en vergewe het, is dat wanneer ek praat oor dinge in my verlede, is dit een van twee dinge. Dis om te getuig van wat Jesus gedoen het, of te praat van hoe sleg dit was, en vir ander te vertel van my omstandighede. Watter een is jy in? Jy sien, as dit 'n getuienis is en wat Jesus gedoen het, is dit 'n teken dat jy vry is. Dan kan ek sê ek het waarlik vrygespreek. Maar as ek vir ander aanhoudend vertel van wat het gebeur, hoe dit was, en wat het daai mense aan my gedoen, en hoe sleg dit is dit 'n teken dat ek nog nie regtig vrygespreek het nie. Want dit hang en krap nog steeds aan my. As ek aanhoudend vashou aan daai matras,
Ek praat nog steeds van daai matras, nie as getuienis nie. Nie van dat hy my opgewek het, en kyk, ek loop, ek vry, ek is genees nie, maar ek praat van 38 jaar, was daar niemand wat my opgetel het, niemand wat my wou intel, soos wat hy vir Jesus gepraat het nie, dan beteken dit, ek was nog nie vry nie. Ek is nog nie gesond nie. En baie keer sleep ons die kussing nog saam. So ons moet laat gaan. Ons moet vrygekom. Jesus wil hê ons moet vry wees. Jy sien, 'n ware vredejagter, so wat ons nou die dag gepraat het, moet bereid wees om die eerste een te wees. Om te gaan en te sê, ek is jammer, kom ons maak reg. En nie oor 'n WhatsApp nie, maar in persoon. As jy notas maak, skryf daar nie oor 'n WhatsApp nie. Nie oor die foon nie, in persoon. 'n WhatsApp en 'n telefoon is 'n lekker ding, maar kan 'n slegte ding wees. 'n Telefoon help ons, maar 'n telefoon het al baie verhoudinge verwoes. Hoor wat ek sê. 'n Telefoon en 'n WhatsApp het al verhoudinge verwoes. As ek na Pieter toe kom, en ek sê vir hom, my boetie, ek is so jammer, dat ek iets gesê het teenoor jou. Kyk nou, ek praat met hom, hy sien my in my oë, sal jy my vergewe? Hy hoor my hart, hy sien my oë, hy sien of is ek opreg of nie. Ek is jammer vir wat ek gesê het, sal jy my vergewe? Wat gebeur? Hy ervaar my opregtheid van hart, hy sien wat ek voel, ons is in persoon, en as hy die gees van die Here in sy hart het, dan hoor hy dit, hy sien dit, hy voel dit, dis vir hom baie makliker om my te vergewe. Maar nou sê ek iets vir Pieter vandag, vanaand lê ek in my bed en ek stuur vir hom, ek's jammer, sal jy my vergewe? Hy's dalk nog omgekrap oor wat ek vir hom gesê het. Deur die dag het iemand anders te hom dalk opgewerk en sy hart te seer en hy voel nie lekker nie. So hy lees my boodskap oor hoe hy voel op daai oomblik, nie hoe ek hom gestuur het nie. Ek stuur dalk, ek is so jammer. Die Here het my aangeraak, ek is verkeerd, vergewe. Hy voel hom nog. Weet jy wat, Eben het dit gesê, en ek is kwaad, en as ek vir Eben aan die hande kry vanaand, dan druk ek sy nek af. Dis dalk hoe hy voel. Nou lees hy dit met daai atmosfeer, vergewe my, ek's jammer, yeah, right. Hoor jy wat ek sê? Hy gaan dit nie aanvaar so wat ek het stuur nie. En nou wat antwoord hy? Ja, net soos al die vorige kere. Nou who cares? Of hy antwoord nie eers nie. My boodskap beteken vir hom niks. Maar as ek na hom toe gaan en ek gaan kyk hom in die oë, en hy wil dalk nie eers met my praat nie, maar ek is 'n vredejagter. En ek sê vir hom, my boeta, my verhouding met jou is meer belangrik, en ek was verkeerd, of wat ook al, en hy sien my aangesig tot aangesig, en ek praat met hom, is die moontlikheid dat hy my vergewe, baie groter as op 'n WhatsApp. Jy sien, 'n WhatsApp gee 'n lafhart die moed om te sê wat hy wil, want hy staan nie voor mense nie. Dis soos 'n dronk ou. Kom ons wees eerlik. Wanneer hy 'n paar doppe in het, kan hy mos nou sê wat hy wil. Maar laat hy nugter is en voor iemand staan, dan is hy baie stil. Net soos 'n WhatsApp. Hy kan sê wat hy wil, soos hy wil, vir wie hy wil, want vat daai ou wat na hom toe moet kom 'n paar minute of ure om by hom uit te kom. En dis eintlik baie onpersoonlik en verkeerd. Daarom wil ek vir jou sê, dink voor jy praat, dink voor jy WhatsApp, dink voordat jy stuur. En wanneer jy ernstig is, gaan eerder na iemand toe en sê, weet jy wat, jou verhouding is vir my meer belangrik. Ek is jammer, vergewe my, spreek my vry. Dit dra baie meer krag as 'n ou WhatsApp. Ek praat nou maar oor 'n WhatsApp, daar's baie ander, wat noem mense dit, platforms wat mense gebruik. Die beginsel gaan oor om vrede te jaag, te soek,
is jy ernstig. Die volgende vers daar is, hy moet dit nie net soek nie, jy moet dit najaag. Sê gou saam met my najaag. Hy sê hy moet vrede soek en dit najaag. Hoekom herhaal die Here die woord? Want soek en najaag is tog naby mekaar. Hoekom sal die woord van die Here dit so sê? Dis tog met 'n doel. So gaan ons maar net oor dit skiep en maar net sê, alraai, okay, nee, kom ons kyk, hoekom sê die Here ook, najaag. Wanneer ek die woord najaag hoor en lees, dan dink ek aan 'n jagtog. Iemand wat gaan jag in die wild. Hy gaan skiet so 'n bietjie want hy wil biltong hê. Wat is ons titel van ons boodskap? Die soektog, die jagtog na verlore skatte. Die jagtog. Ek dink dis tog maar die kern waaroor alles gaan. Die Griekse woord vir jag, najaag, is die woord dioxato. En dioxato beteken om met intensiteit te agtervolg as 'n jagter om in te haal totdat ek dit vang. Om iets te jag, om te vang. Wie van julle manne het al gejag en dan het jy daai dier gekwes? En dan moet jy hom inhaal, jy moet hom gaan jag totdat jy hom vang. Dis nie maklik nie. So jy moet kom dat ek jou leer hoe om te skiet, dat jy nie 'n dier kwes nie. Dat jy hom raak kan skiet, amen. Nou wat is die vyand se grootste nagmerrie? Sy grootste nagmerrie is hierdie woord, dioxato. Is wanneer kinders van God vredejagters is, wat aanhou om vrede na te jaag, totdat hulle dit kry. Dis dieselfde as zetosato. Jy sien, die vyand is lief vir passiewe gelowiges. Die tweede belangrike ding wat ek vir u wil noem hier is, ek dink dis ook belangrik om te besef dat, wanneer ons kyk na dioxato, ons moet gereeld introspeksie doen. En onsself die vraag afvra, is ons nog ywerig genoeg? En is ons nog honger en dors ons nog na die dinge van die Here? Hy sê as ons najaag, soos 'n jagter om in te haal, het ons nog daai honger, daai dors na God en na sy geregtigheid, na sy koninkryk, na die dinge van die Here? Het ons nog daai ywer, of het ons maar gewoond geraak? Dis maar die ding om te doen. Het dit maar vir ons 38 jaar se gewoonte geraak om hy by die bad van Bethesda te lê. Want niemand gee om nie. Niemand is daar vir jou nie. Jy's nou maar in hierdie huwelik en jy gaan nie skei nie, want dis nie reg nie. Niemand kan vir jou regtig help nie. So ons gaan nou maar net aan. Of hierdie siekte situasie waarin jy is, die dokter het gesê dis kronies. So dis nou maar hoe dit is. En selfs ook ons geloof. Ons is kinders van die Here, ons dien die Here. Maar ons het 'n plateau bereik waar dit vir ons voel, ons groei nie meer regtig nie. Daar's nie meer nuwe goed nie. Ek ken die Bybel, ek ken nou al die pastoor se preke, ek ken nou al sy volgende voorbeeld. Ek meen, julle is nou al hoe lank in hierdie kerk, julle ken daarom nou al my grappies. Julle lag nou net omdat julle nou al lief is vir my, maar so julle is alright, ek is lief vir julle ook, maar hopelik groei julle nog geestelik. Julle hoor my hart, maar doen ek dit nog omdat ek Jesus lief het? Ek het nog daai honger, daai ywer, daai passie om nader aan hom te kom, en ek soek hom, ek zet 'n saad toe hom, totdat ek hom vind.
Ek die eksaat toe, ek gaan hom najaag, al kos dit my wat, die prys wat ek betaal, moet ek opstaan in die oggend, moet ek kerk bywoon, moet ek bybelskool, bybelstudie bywoon, moet ek woensdae aande, moet ek hom soek in die oggend, moet ek hom soek in die aand, moet ek vas, moet ek bid, ja dis werke, maar ek is bereid om iets te doen, want ek wil hom najaag, ek wil hom soek, totdat ek hom vind. Daai deurbraak waarna ek smag, weet ek, kan net die Here vir my gee. Ander gaan nie verstaan nie, dit maak nie sin vir hulle nie, maar ek het daai penning verloor soos daai weduwee, en ek gaan hom soek totdat ek hom vind. Ek gaan nie die fout maak wat Eben gemaak het en almal verdink, wie het my horlosie gesteel nie, maar ek gaan aanhou soek totdat ek hom vind. Ons moet hom soek terwyl hy te vind is, sê die woord van die Here. Amen. Soek hom terwyl hy te vind is. Jy sien, die hel floreer op verdeeldheid. Kan ek dit weer sê? Die hel floreer op verdeeldheid. As hy verdeeldheid kan bring in jou huwelik, dan is die vyand happy. As hy verdeeldheid kan bring in 'n familie, dan is hy happy. Wat 'n voorreg is dit om twee broers hier te hê. Die oue en die mooie. Ek moes jou terugkry, sommer in die preek. Die voorreg. Maar weet jy wat, die hel floreer as hy verdeeldheid kan kry tussen broers, tussen susters, in die familie. Hy floreer as daar verdeeldheid is in 'n gemeente. Die linkerkantste blok like nie die regterkantste blok nie. Die agterkantste kloek hou nie van die voorste klomp nie. As ons kuier, dan maak ons klieks. Nee, hierdie is nie 'n kliekkerk nie, ons is 'n familiekerk. En ons mag dalk min wees, maar ons is in. Ons is familie, ons is lief vir mekaar. Ons is nie groepies nie, ons kuier nie oral net by sekere, ons is familie en ons is saam met mekaar, ons gee om vir mekaar. Julle ken my en ek ken julle name en ons ken mekaar. Ons huil saam, ons bid saam, ons lag saam. Wie jy by die huis is wie jy hier is. Moenie hier kom voorgee nie. Amen. En ons weet, ons is nie almal se cup of tea nie en dis fyn. Maar wat ons wil hê is, ons wil Jesus hê. Amen. Jesus gekruisig, opgestaan, verhewe, die koning van die konings, en hy kom terug vir 'n skoon en 'n rein bruid. Is dit nie tog waaroor dit gaan nie? Maar wat wil die vyand doen? Hy wil verdeeldheid bring in sy liggaam. Ons moet waak daarteen. Ons moet bid daarteen. Ons moet werk daarteen, dat die vyand nie verdeeldheid bring nie. Dat hy nie oneenheid bring nie. Ek wil afsluit vanmôre. Wanneer ek en jy jaag na vrede, wanneer ons soek daarna, wanneer ons daai matras los en daai kussings en hierdie goeders wat ons saamsleef en ons jaag daarna om Jesus te vind, om hom te volg, want hy het gesê, staan op, los daai goeders, volg my en ek volg hom en hy is die vredevors. Ek soek om hom te vind, ek jaag hom na met my alles. Weet jy wat gebeur? Dan val al die ander goeders net in plek. Want Matteus 6:33 sê wat, vaantjie? Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En wat dan? Sal al die ander dinge bygevoeg word. Hy sê, hoekom soek julle na klere en kos en drank en al hierdie ander goeders? Kyk na die voeltjies, kyk na die diere. Hy sê die heidene, die ander mense, die wêreld soek na hierdie goeders. Hy sê, maar as julle na my soek, na my geregtigheid en my koninkryk, sal al hierdie ander dinge vir julle bygevoeg word. Amen. Soek. Sê gou saam met my, soek. Sê saam met my, najaag. Om te vind. Om in te haal. Met ander woorde, dit is 'n aksie, né? So om af te sluit vanmôre, wanneer jy vrede najaag in jou huis, in jou werkplek, in jou gemeente, hier waar God jou ingeplant het, dan breek jy die vyand se krag toevoer in jou lewe.
dan word jy gevaarlik vir die vyand, want jy weier dat hy sy strongholds en sy vashouplekke in jou lewe kry. Jy breek daai goed in Jesus naam. Sê dat die aanslag is nie daar nie, nee, dit sal daar wees, maar hy kan nie vasvat kry in jou lewe nie. Hoekom? Want jy volg Jesus. En wanneer jy naby Jesus is, then there's no devil to be found. Want Jesus is by jou. Deur jou matras te los en jou kussings te los, het ons besluit, ons los ons omstandighede by Jesus. En ons hou Jesus vas. En dan, wanneer ons vrede soek en dit najag, dan kan die vyand nie 'n vashou kry nie. Want Jesus is by ons. Onthou, Jesus het uit die graf uitgestap, sodat jy kan opstaan uit jou omstandighede uit. Amen. Die graf het hom nie vasgehou nie. Hy het uitgestap. Niemand het hom uitgedra nie. Niemand het hom opgetel nie. Niemand het die doeke afgedraai nie. Jesus het die dood self oorwin. Hy het uitgestap. Jesus is die grootste vredejagter. Amen. Jesus het nie net opgestaan nie. Hy het ook die vyandskap wat tussen God en die mens is, vernietig. Ek wil dit in Engels sê, he destroyed it. Hy het dit nie gebreek nie, hy het dit vernietig. 'n Ding wat gebreek is, kan reggemaak word. Hy het dit vernietig, hy het dit verwoes. En hy het in die publiek oor die Satan getriomfeer en oor hom geheers. Daarom het die vyand geen krag teen Jesus nie. En wanneer jy in Christus is jy meer as 'n oorwinnaar. Moenie net opstaan en jou matras los, om net weer ergens anders te gaan lê nie. Kom ons word vredejagters. Kom ons soek daai verlore skatte. Daai saad toe waarvan ons gepraat het, totdat ons dit vind. Kom ons jaag na dit saad toe, totdat jy alles het in Christus Jesus. En dan bly ons by sy voete. Spreuke 8 vers 17 sê, ek het lief die wat my lief het. Hy sê, en die wat my soek, sal my vind. In Engels in die Amplified sê dit ook mooi, sê, I love those who love me, and those who seek me early and diligently will find me. Hy bring daar die woord in early. Those who seek me early and diligently. Hulle wat my soek, sal my vind. Maak hierdie versgedeelte vir u meer sin. In afsluiting van môre, en dis die laaste ene, so julle kan maar asemhaal. Hy sê, hy moet afwyk vers 11, van wat verkeerd is. En hy moet doen wat goed is. Hy moet vrede soek, en dit najag. Dis wat die Here met ons deel. Wie van u moet vandag huis toe gaan, en gaan herdink, en gaan bid. Want ek het in die boodskap die stelling gemaak, kind van God, en 'n ware vredemaker is die een wat eerste na verhouding gaan, en in persoon gaan regmaak. Nie oor 'n WhatsApp nie, in persoon. Jesus het nie gekom oor 'n WhatsApp en vir ons kom sterf op sosiale media nie. Met baie liefde het hy nie 'n broodjie gevat en in die ander hand 'n telefoon en gesê, hierso Pieter, hier's vir jou 'n broodjie nie. Dan smile dat almal kan sien wat hy afneem nie. Hier's vir jou 'n bietjie wyn. Sien julle sosiale media? Kyk hier, kyk hoe mooi. Wat het hy gedoen? Hy het sy lewe kom gee. Hy het kom sterf, sodat daar lewe vir jou en my kan wees. Daar was nie foto's nie.
Daar was nie kameras nie. Daar was moordenaars, diewe en sondaars om hom, wat getuig het van sy offer. Sy disippels was nie eers daar nie. Net sy ma en een vrou wie se lewe hy gered het, en een disipel was by sy voete. Dis al. Die res was almal sondaars om daai kruis. Hypocrites, fariseërs, sadduseërs, wat hom gekruisig het. So dit mag dalk nie maklik wees nie. Jy gaan dalk moet opstaan en na iemand toe moet gaan wat jou nie like nie. Maar Jesus het jou die krag gegee en hy sal jou die krag gee. En dis die moeite werd. Gaan dalk kos dat jy moet iets doen. Maar weet jy wat, jy breek die krag van die vyand oor jou lewe. Hulle gaan dit dalk nie aanvaar nie, hulle gaan dalk nie vir die hek oopmaak nie. Hulle gaan dalk vir jou lag. Hulle gaan vir jou sê, man, los my. Ek onterf jou, moenie na my toe kom nie, jy doen dit altyd, dis fyn. Laat dit vir jou sê, jy breek die band en jy staan skoon voor God. En as Jesus vanaand kom, dan gaan jy saam met hom. Want jy het jou matras en jou kussing gelos. Op die einde van die dag moet jy vrede met die Here hê. Hulle gaan voor die Here staan of hulle jou offer van vergifnis aanvaar het of nie. Amen. Dis waaroor dit gaan. Kom ons volg Jesus se voorbeeld. Kom ons staan en sluit ons af met gebed. Love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire in darkest night. You are close.